Right, soos almal weet, sekelbos en indringerplante is lekker om mee te braai, want hulle maak die lekkerste kole, maar jy soek hulle nie in jou veld nie, want dit neek jou weiding op en alles soos dit. Hier agter my is Diwan van Husqvarna. Ons gaan 'n bietjie hoor, wat kan jy doen om so vinnig as moontlik, soveel as moontlik van hierdie indringerplante uit jou veld te haal? Kom ons gaan hoor 'n bietjie in. Hallo Diwan, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre. Nee, dit gaan goed, dit gaan goed. Vertel my 'n bietjie, wie is jy en wat is jou verband met Husqvarna? My naam is Diwan Vermaak. Ek werk vir Husqvarna hoofkantoor. Ek kyk na al die boere, reservate en so aan met 'n spesifieke fokus op veldbestuur en ek werk met indringerplante en ontbossing meestal. So dis nie net van om 'n produk aan jou te verkoop nie. Ons gee daai bietjie ekstra om jou te help. Ek het 'n agtergrond in veldbestuur en ek vat daai kennis en ek dra dit oor om daai ekstra te gee vir Husqvarna. So jy verstaan wat se frustrasie dit eintlik is om net te sien 'n sekelbos en al jou weiding is eintlik opgeneek deur hierdie sekelbos wat die grond en die alles uittrek. Ek noem nou sekelbos, maar ons baie ander goeters ook. So verduidelik vir my 'n bietjie, ons hierso is nou 'n klomp goedjies wat hier agter my staan. Kom ons gaan so deur hulle en verduidelik vir my waar gebruik jy hom, hoe gebruik jy hom, hoe maak hy jou lewe op die einde van die dag makliker om jou veld te bestuur? Ja, kyk, op die einde van die dag is dit altyd, jy weet, die ontbossing en daai tipe sit maar altyd in die agtervoet, want jy weet, dis uitgawes wat jy nie regtig 'n terugvoering kry finansiëel nie. So dis altyd iets wat mense gewoonlik los tot op die laaste toe. En dan raak dit 'n probleem en dan wil hulle shortcuts vat om natuurlik nou die probleem op te los. Ja, jy weet, hulle steek hom aan die brand, probeer dit uitkom, groot masjinerie instoot wat jou topsoil omdraai en dit bulldozers en daai diesel, dit maak die probleem op die einde van die dag erger en die boer raak raad op. So jy het natuurlik jou manual applikasie waar die ou byle vat en pangas en daai tipe goed wat natuurlik cost effective is, weet, goedkoper, maar dit vat soveel langer. Teen die tyd jy op die punt gekom het, moet jy amper weer begin. Ook, jy weet, mense raak moeg, hulle kap die takke hoog af, hulle kap hom teen 'n angle, hy los skerp punte en hy beskadig jou vee en jou wild en so aan. En dan natuurlik shortcuts met die trekkers en goed om goed net uit te trek en op 'n hoop te stoot. Jy weet die mikroorganismes en al daai tipe goed in jou grond, dit het 'n groot effek op dit. So ons is basies in die middelman, ons is goedkoper, maar ons is ook produktief. So ons het die kledingsoos waarmee ons werk, ketting, saap, polsoos, daai tipe goed. So dit hang af wat se tipe plante jy mee werk en wat se provinsie jy is. Ons werk reg oor Suid-Afrika. Weet soos lantana en daai tipe goed, sekelbos, dis moeilik om uit te werk. So jy kan hom of gif en dan weer uitsny. As jy besluit om die gifroete te gaan, ons het sproeiers waarmee ons gaan. Ons het alles van jou manual knapsacks af wat almal ken. Ons het 'n nuwe battery rugsakspyt wat briljant is. Sy batteryure hou mooi lank en dit is baie effektief en dan het ons ook die petrolreeks. Ek weet goed, battery rugsakspyt. Ja, daar's hy hierso. Dit is vir my iets wat ek nou nog nie van gehoor het nie. Ja. So verduidelik vir my nou 'n bietjie batterye. Hoe werk hy dan nou? Okay, natuurlik, jy weet as jy nou 'n petrolrugsak op jou rug het, dit is idle en jy loop en jy gebruik petrol en so aan terwyl jy nie spuit nie. So dis waar 'n battery natuurlik baie handig inkom. Die battery word gebruik wanneer jy spuit. 20 liter, my eie batterytjie. Dit hou lekker lank. Jy kry meestal 'n mooi werksdag uit die leeftyd van die battery voor jy hom weer moet herlaai. En dit ook natuurlik, daar's nie emissies nie. So as mense in tonnels en daai tipe goed werk, is dit ideaal. Daar's geen rook en daai tipe goed nie. Jy kry eengalige sprei want 'n ou se arm raak nie moeg nie. So daar's baie voordele om na 'n batteryspuitjie toe te gaan. En veral soos met dinge met lantana, jy soek daai penetrasie. Jy soek die druk om alles nat te maak. Waar handpomp die ou spuit en dit gaan dalk net bo-oor en hy mis die noodsaaklike dele onder. Hierdie ouetjie gee daai lekker druk en hy maak alles nat om hom ordentlik te gif. So dis amper soos een van daai groot spuite met die 4 wiele wat jy oor jou land stuur net op jou rug en in jou hand. Presies. En dit is mos op die einde van die dag wat iemand behoor is, effektiwiteit en dat hy nie hoef te sukkel nie. En ek raai jou batteryleeftyd op daai ding is ook, jy hoef nie te worry oor hy wat gaan paprol deur die dag nie. Ja, ek meen die batterye kan jy ekstra bykoop as jy nou regtig wil. Ons verkoop hulle los, so dit is ideaal. Ook natuurlik
dan het jy die kettingsaag wat almal ken. Maar as jy werk met goed so sekelbos, almal weer is moeilik om op jou knie te kruip onder lantana en sekelbos in. Dit vat lank, dit is seer, ou sweet en hy gee op. So dis waar die kleringsaws en ons paalsaw inkom. Natuurlik met 'n kleringsaw sny jy hom onder, jy sny hom flush, daar's geen skerp punte nie. Niks wat kan skade maak aan voertuie en diere en daai tipe goed nie. Sny hom flush, gooi jou kapot of jou giffietjie wat jy aan het en jy maak die hele wortelstelsel dood. En dit is ook so, jy wat so praat van die kettingsaag, is die eerste sekelbos klap jy ordentlik en jy klim al in en jy sy hom onder, maar hier by sekelbos nommer 3-4 raak jy nou al moeg en daar's nog 200 oor. Ja, kyk, alles het sy plek. Natuurlik, as jy werk met sekelbos wat nou al oom is, gaan jy nog steeds jou kettingsaag nodig hê. Maar wat ons doen, ek help en ons kry 'n stelsel wat ons implementeer. En wat baie kere help is om 'n ou voor te hê met hierdie paalsaagie van ons. Ek wou net sê, ek sien hy staan en kruip hier agter weg. Kyk, is ideaal wat ons doen. Ekskuus. Hier is 'n 535 LK. Hy kom eintlik as 'n trimmer. So jy kan verskillende attachments aan hom sit. So wat ons gedoen het, ons het 'n 325 ketting aangesit. Dit is 'n semi-chisel ketting, so hy hou sy punt baie langer. Veral as jy met vuil en gebrande hout werk, hy hou sy cutting edge baie langer en hy's baie makliker om skerp te maak. Dis nie soos in 'n kommersiële of 'n forestry applikasie waar jy vinnig wil sny nie. Hierdie is gemaak vir vuil, harde hout wat die job kan doen. So dit is nou vir jou 'n punt wat gemaak is om te werk. Hy is nie gemaak om die maklike goed te doen nie, hy wil sukkel, as ek dit so kan stel. Kyk wat ons gedoen het, ons het die korter shaft aangesit, so dit gee jou meer beheer. So dis makliker om 'n ou vooruit met hom te stuur, die takke uit te sny sodat die stam van die boom oop is. En dan kan jy terugkom daarna met 'n kleringsaw om flush sny en gif. Wat beteken jou takke lê mooi uitgesprei, jy mis niks nie en jy kan mooi daarby uitkom. Ook as die takke plat lê, kan jy goed soos beeste en jou wild vertrap die takke en maak dit plat en al daai nutriënte gaan natuurlik terug in die grond. En die lekkerste van dit alles, hierdie McCoys wat hier op die takke is nie in jou baadjie of in jou rug nie. Dis presies, ook veiligheid. Omdat die lem ver weg van jou af is, nie soos 'n kettingsaag wat jy moet inklim, wat jy kickback en goed kry nie. Jy kan mooi sien wat jy doen en natuurlik as jy van agter af staan, kan jy mooi sien wat jy doen. Ook om nie jou plante wat jy wil oorlos uithaal nie. So jy kan selektief werk. En dit is waar die groot masjinerie en daai goed 'n negatiewe effek is, want jy haal alles uit in plaas van om selektief te werk. So as jy 'n wildsboer is of ekotourisme byvoorbeeld, jy wil jou natuurlike plante los, jy wil 'n kans gee om sonlig en reën te kry om mooi te groei en jy wil 'n mooi veld hê vir toerisme wat natuurlik die natuurlike natuur wil. Ja. Jy wil Afrika wys soos wat hy is. Presies. En jy wil nie 'n aangeplante Afrika hê nie. Of 'n beskadigde Afrika. So, ons land is so mooi op die einde. Ja, so om ons produkte te gebruik kry jy 'n mooi resultaat wat jy wil hê. Ja, dit vat 'n bietjie langer, maar dis baie vinniger as jou handmesse en baie meer selektief en skoner as iets 'n bulldozer wat alles oopstoot. En 'n bulldozer nie net hy vat alles weg. Daarmee kan 'n mens glad nie stry nie, maar sy groot probleem is hy vat alles weg. Alles weg. Ja, jy het een drywer wat daar bo sit. Hy kan nie altyd sien wat daar onder gaan nie. So basies begin jy van voor af. Ja. En ja, natuurlik is die veld mooi as jy klaar is daar. Jy het mooi gras en jy het jou bome, maar dit lyk baie keer 'n bietjie ongelyk, jy weet. Jy verander Limpopo in die Vrystaat in. Presies, ja. Maar ja, so basies as ek dit agterkom is, ons almal weet hoe dit is om te sukkel met indringerplante. Dit is nou een van daai probleme en as jy saam met julle werk en die paadjies saam met julle stap, eerstens jy het minder dorings in jou ongerieflike plekke. Ja. Tweedens, dis veiliger en derdens, dis beter. In terme van jou veldgroei, jou draagkrag, jy verloor nie so baie soos wat jy sou as jy ander roetes gevat het nie. Ja, so ons gebruik hierdie lemme en daai tipe goed wat spesifiek gemaak is vir dit skaal wat jy weer kan skerp maak. So dit is nie geld wat jy regtig mors, jy maak hom skerp. Die regte masjinerie, jy kry daai produktiwiteit uit hom uit. Jou kostes is baie laer as groot meganiese goedes, jy weet diesel en daai tipe goede. So ja, middelman en ons het al bewys oor en oor, mense ken hierdie metodes. Ons het groot masjiene, so van 45cc, 55cc, 50cc. Dis basies 'n klein motorfiets engine
CC wat jy het om takke uit te haal. So dit is nie 'n klein dingetjie wat jy in die tuin mee werk nie. Hy's gemaak vir wat jy wil doen. En hierdie goed is gebou soos my pa se rooi grasnertjie. Hy hou. Ja, Jy weet hoe worry, ek gaan nog my seun leer hoe om met hom te werk. Ja, kyk, Husqvarna is ook nou nie van gister af hier nie. Ons is nou al 334 jaar hierso. So, goed is getoets en gemaak vir wat jy wil doen. Nee man, dankie dat jy tyd gevat het en eerlikwaar as julle moet kom draai. So Husqvarna is hier so mooi in die middel van alles. As jy wonder, daar is ons die groot belstand, kom draai net oorkant om en dan kom draai hulle by Husqvarna. Julle gaan nie spyt wees nie. Ons het nou vinnig net geraak aan hulle veldbestuurkant, maar hierso is nog vele meer waar jy definitief wil oor kom kyk. En daar is sommer mielies wat ook daar groei. Kan jy dit oor vertel? Die manne is werklik boere ook. Dankie jou Diwan. Nee, baie dankie vir die geleentheid. So daar het jy dit. Op die einde van die dag, hulle sê mos, dis net klein hondjies wat sukkel. So maak seker dat jy nie goedkoop koop en duur sukkel nie, maar op die einde van die dag die regte oplossing kry met die regte resultate. As jy dit wil hê, kom draai by Husqvarna by Nampo 2025 en maak seker kom praat met Diwan. Hy's so ongelooflike ou. Jy gaan lekker lag ook sommer tussenin. Dis Farm Spice oor en uit.